Hartlike goeiemôre by ons kerk, Kallio Kerk. Dit is so lekker om julle hier te verwelkom. Ek sien die mense stroom nog in. En wat 'n voorreg om vanoggend almal hier by mekaar te wees. Kry gerus vir jou sitplek. Kom maak jouself tuis. Ons is so gereed om julle te verwelkom. Aan al die nuwe besoekers, 'n besonderse welkom aan julle. Dankie vir julle inkoop by Kallio Kerk. En julle gaan sommer sien, dit is hier waar jy tuis voel. Dit is hier waar ons mekaar liefhet en waar ons by mekaar kom om meer van die Here se woord in te kry. Ons wil graag bietjie meer van jou weet, so as jy nog nie jou inligting met ons gedeel het nie, of as jy nog dinge uit die boom uitkyk, wil ons jou asseblief uitnooi om vir ons jou inligting met jou te deel. En hierdie inligting is bloot om vir jou geluk te sê met jou verjaarsdag, of om so 'n bietjie kontak met jou te maak. So asseblief, jy is welkom om die QR-code op die skerms te skandeer, of na die tyd, na afloop van die diens, maak 'n knoop in jou oor, kom gee asseblief vir ons jou inligting by die inligtingstoonbank. Dit is julle linkerkant, my regterkant, daar by daai pragtige eukaliptusblare. Kom gee asseblief, deel met ons jou inligting, ons wil graag met jou kontak maak. Dan is daar baie mense wat vra hoe ons betrokke kan raak, en ons het vir julle so klein vraelysie, want daar's verskillende fasette en verskillende plekke waar jy kan betrokke raak by Kallio Kerk, en ons wil jou regtig uitnooi om deel te wees van ons familie. Daar's ons 'n QR-code, hy gaan jou vat na 'n klein vraelys toe, om te weet wat is jou sterkpunte, waar jy betrokke kan raak, en waar jy die geleentheid kan kry om saam met Kallio Kerk en ons span te bedien. Dan wil ons vir julle ook herinner aan ons volgende dienstye, en ons is bitter opgewonde. Ons beweeg nou in April in. Wel, ons is in April, maar ons beweeg in die lekkerste tyd van April in, en daar is al ons dienstye, ons aanlyn dienstye en fisies by mekaar kom, en ons is baie opgewonde oor 2 datums. Ons het die vorige keer ook gevra, asseblief, sit dit so lank in julle dagboeke, en dit is die 18de April, is Goeie Vrydag, en ek wil vir jou sê, dit gaan 'n ongelooflike belewenis wees, nie net 'n ervaring nie, maar 'n belewenis. Kom beleef saam met ons wat die Here vir ons reeds kom doen het, en ons het 'n ongelooflike diens vir julle beplan, Vrydag die 18de April op Goeie Vrydag. Wil ons jou uitnooi, jy kan dit nie mis nie. As jy 'n vakansie geboek het, kanselleer hom en kom kerk toe. Glo my, jy gaan dit nie wil mis nie. Dan daai Sondag, die 20ste April, is Opstandingssondag, en ons het 'n ongelooflike diens vir julle beplan. Ek wil nou nie te veel weggee nie, maar dit is net so spesiaal. En eintlik die cherry op die koek is ons het 'n doop Sondag, daai 20ste. Met die Opstandingssondag het ons 'n doopgeleentheid. So as die Heilige Gees met jou praat en met jou hart werk, moet asseblief nie huiwer nie. Kontak ons, gee vir ons jou inligting na die tyd, skryf langs jou naam doop. Ons gaan met jou kontak maak, want die 10de April, almal wat hulle name reeds opgegee het vir die doop, die 10de April het ons 'n doopgesprek.
'n geleentheid vir jou as jy nie doop verstaan nie, of as jy meer wil weet van doop, of as jy onseker is oor doop. Jy hoef nie noodwendig daai 20ste gedoop te word nie, maar as jy meer inligting wil hê oor die doop, kom maak asseblief 'n draai, dit gaan in die kapel wees, hierso by Simplicity Venue, en Leon gaan vir ons dit fasiliteer, en jy gaan doop baie beter verstaan. So as jy net wil inkom vir die inligting, of as jy wil kom vir jou doop, asseblief, ons nooi jou uit met oop arms, kom asseblief doopgeleentheid toe. Dis die 10de April, die 18de April is Goeie Vrydag, en dan die 20ste April is ons opstandingsdiens met 'n doopgeleentheid. Dames en here, ons wil vir julle herinner hoe om te gee, en ons is baie opgewonde om verskillende maniere met julle te deel. As julle nou regtig nog nie weet hoe dit werk nie, is daar ook koevertjies na afloop van die diens by die inligtingstoonbank wat jy koevertjie kan volmaak en vir ons teruggee. Ons nooi ook die 3 tot 10-jariges by ons Kaleo Kids. Dit is in die kapelgedeelte. So as jy 'n nuwe besoeker is en jy weet nog nie hoe dit werk nie, ons kinders kom by mekaar in die kapelgedeelte. Hulle het 'n hele program daar met fantastiese fasiliteerders. So julle is welkom om hulle dan soontoe te vat. Ons badkamers is aan my linkerkant, julle regterkant. Julle is welkom, dames, julle is regs in, manne, julle is links in. Binne in die dames se badkamer is daar ook 'n changing station vir die van julle wat dan gebruik wil maak van dit. Dan, dames en here, net so klein orde relingkie wat ons net weer met almal wil deel, is so klein bietjie logistiek. Ons is in die mooiste venue in Suid-Afrika. Jy gaan nie 'n mooier venue kry nie, maar dit is nou ongelukkig dit is gelukkig op 'n berg, en ons het so klein bietjie logistieke reëling. So parkering is aan die onderkant, en daar is 'n golfkarretjie wat op en af ry. Hulle is besig om die hele pad te met plaveisel uit te lê, so dit gaan 'n lekker rustiger oprit wees vir die ouer garde. Maar ons wil regtig 'n beroep op julle doen om nie bo te stop nie. Hierdie is nie ongelukkig nie 'n parkeerarea nie. Dit is regulasies met health and safety en al daai tipe van goeders waaraan ons moet voldoen. Maar as jy 'n kind het met 'n pram en 'n doekesak en alles, het ons jou nog steeds verskriklik baie lief, en mag jy opry om jou gades af te laai, jou pram uit te laai, al die bagasie, en dan gaan ons vra dat die manne vir ons asseblief moet afry weer parkering toe, en vir ons die optog stap met die 56 trappe. So, dames en here, dit is net daai reëlingkie, parkering onder, ons vra dat julle aflaai en dan gaan. Na die diens nooi ons jou uit om lekker saam met ons te kuier. Dit is op die stoep, daar's heerlike koffie en die beste geselskap, want jy is in die huis van die Here saam met geliefdes wat baie lief is vir jou. Dames en here, baie dankie. Kan ek jou vra, kom ons sluit die oë. Ek wil net graag vir ons 'n gebed doen. Vader, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons in vrede kan stap. Dat elke liewe vrees, elke liewe bekommernis nou van ons skouers kan afrol. En net vir so tydjie, al is dit net 'n uur lank, wy ons toe aan u woord. Dit wat u vir ons voorberei het, dit wat u vir ons kom doen het. En veral vir hierdie tydperk waarin ons nou in beweeg, Vader, wil ons u eer. Ons wil ons hoofde voor u buig en sê alles net vir u. Dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders genoem te kan word. En u ons Papa. Dankie vir hierdie verhouding, Here, en dankie dat ons kan weet dat ons in liefde saam met mekaar kan wandel. Ons is baie lief vir u. Amen. Dis vir my en Gadiel en my gesinnetjie so lekker om terug te wees. Ons was die afgelope week bietjie op vakansie in Mosambiek en magtig was dit nou lekker geweest. Weet nie of jy al daar was nie, daai see is so lekker warm, ons tone was in die sand net gelê en rus, en ons loof die Here dat hy vir ons so 'n blaaskansie gee en dat ons lekker gerus kan wees. Maar dit is my lekkerder om terug te wees. Elke keer wanneer ek so op vakansie gaan, dan so hier so in die middel van die vakansie, dan begin die Heilige Gees alweer met my werk en dan raak ek net so opgewonde vir dit wat die Here vandag met ons wil kommunikeer, want ek glo die Here wil vandag baie diep binne in elkeen van ons harte kom werk
oor sy verhouding met ons, en ek is regtig opgewonde om te sien wat die stories wat gaan uitspeel, nadat ons hierdie boodskap vanoggend gegee het. Kan ek vir 'n oomblik net vir ons bid? Maak ons oë toe en bid ons saam. Here, dankie, dat ons 'n kerk kan wees, 'n liggaam kan wees, 'n groep mense kan wees, 'n groep vriende kan wees, wat net sê ons sit tyd uit, Here, om saam U te aanbid, Here, om saam, Here, U woord in ons lewe in te bou, en ons het nou gesê dat U woord het krag, wanneer U iets gesê het, sal U dit doen, en Here, ek beleef so U wil vandag dit kom aanspreek in mense se lewens. Dankie daarvoor. In Jesus naam bid ons almal dit saam, en almal sê, Amen. Ek wil sommer net 'n roep doen, tydens die aanbidding, hierdie klavier het vandag gemanifesteer, nee, Carly. Dit was nie haar skuld nie, sy is een van die beste klavierspelers wat ek ken, en hierdie ding speel note wat hy nie moet nie, so ek weet nie wat aangaan nie, ons sal alles uit hom uitdryf wat moet, dat ons moet uit hom uitdryf, maar dit is 'n redelike ouer klavier, so as die Here met jou werk of met jou praat rondom om 'n seën te wees vir die aanbiddingsspan en so aan, laat die Here met jou werk, maar dit is 'n area waar ons nogal wil opgradeer en seker maak ons kan julle bedien op die regte manier. Is dit reg? Ek gooi dit net sommer daar so uit. Ek wil vandag met jou gesels oor 'n storie wat seker nou die afgelope 2 maande besig is om hier in my wese te werk, en ek wil dit vandag vir jou kommunikeer, want ek glo dis 'n woord vir 'n tyd soos nou. Die Here wil 'n paar goedjies in ons lewe regtrek vir die seisoen waarin hy ons wil vat. En vandag kuier ek met jou oor 'n baie bekende storie in die Bybel uit Lukas 19 uit, en dis die ou kinderkerk storie van Saggeus. Ons almal ken die storie van Saggeus, die mannetjie wat in die boom geklim het en Jesus het kom kuier by sy huis. En ek wil vandag met groot mense praat, want Saggeus was nie net 'n klein mannetjie nie. Dis 'n ou wat met regte issues gesit het, met 'n regte lewe gesit het, en ek glo ons kan diep vandag uit sy lewe uit leer oor wat die Here in jou lewe wil aanspreek. So gaan saam met my, as jy jou Bybel hier so het, dit sal op die skerms ook wees, Lukas 19 vers 1 tot 10, lees ons hierdie ding saam wat gebeur. En het sê die volgende: Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in die wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy vir hom en sê: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blyskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: kyk, hy gaan by 'n sondige man tuis. Vers 8, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir armes gee. Ek gaan waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: vandag, kan almal gesê vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. En dan baie belangrik, vers 10, die seun van die mens het immers gekom, en as jy in jou Bybel hierdie kan onderstreep, om te soek en te red wat verlore is. Ek gaan hierdie weer lees. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Die titel van my boodskap vandag is Gemaak vir meer. Wie gaan vir jou langs jou net sê: ek is gemaak vir meer? Sê nog vir jou langs jou: ek is gemaak vir meer. Ek is gemaak vir meer. OK. Ek was nou 'n week op vakansie, ek het baie tyd gehad om te dink. Is julle reg vir my? So vir die volgende 2,5 ure. Hou vas. Hier kom 'n ding. Dit is vir my so interessant dat die skrywer van hierdie boek, Lukas, dat hy
hierdie storie amper poëties skryf. Dit is nie net 'n verhaal nie, hy kom en hy bring groter elemente uit hierdie storie uit, wat vandag nodig het om aan my en jou te raak. Ek en jy glo by Kaleio dat die woord vir ons gegee is, sodat dit ons kan oprig, ons die waarheid kan vertel, maar ook dat daar transformasie in ons lewe kan gebeur. En vandag in hierdie storie, wil ek vir jou poëties kom wys, waarmee is Lukas besig wanneer hy die storie vertel. Ek wil hierdie teenstelling vandag vir jou wys. Vers 2 sê, daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy was die hooftollenaar, persoon wat die geld moes inneem. Die gemeenskap het hom gehaat, maar hy was 'n ryk man. Daar's 'n stuk status wat op sy lewe gesit is. En dan die volgende vers is 'n teenstelling oor dit wat nou net gesê is. Ek wil net met hierdie raak sien. Hy was 'n ryk man. Hy hardloop toe vooruit, vers 3, hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Die teenstelling is, hy's 'n ryk man, hy het status in die gemeenskap, maar Lukas het nodig gehad om uit te wys, hierdie ou het 'n paar tekort kom gaan. Letterlik, hy was 'n bietjie kort. Ek weet nie hoe dit is nie. Ek kan dink is moeilik as iemand. Okay. Sien gou hierdie raak. Lukas kommunikeer eers in hierdie storie Saggeus se sterkpunt volgens hom. 'n Ryk man. Maar dit dan ook nodig om uit te wys dat hierdie ou het iets in sy lewe waar hy baie duidelik 'n insecurity oor het. Ek weet nie wat se Afrikaanse woord, 'n mooi Afrikaanse woord vir insecurity nie. Onsekerheid, is dit die regte woord? Maar insecurity kommunikeer vir my iets beter. Dit kom sê dat hierdie ou probeer iets wegsteek, dat hy probeer iets mense nie laat sien nie, so daarom funksioneer hy op 'n sekere manier. Hy bou sekere goed in sy lewe in sodat mense tog net nie sy tekortkome kan raak sien nie. Ek en jy doen presies dieselfde. Kan ek vandag vir jou sê, dat wanneer ek en jy goed probeer wegsteek, ek en jy daai een ding waaroor ons nie wil hê, die wêreld moet hierdie ding raak sien nie. En kan ek vir jou sê, weet jy wat is die grap? Hoe meer ek en jy dit probeer wegsteek, hoe meer sien die wêreld dit raak. Ek wil in jou hart in praat vandag, want ek wil hê jy moet vrykom. Vrykom vandag van daai goed wat jou so vashou. Die perspektiewe oor jou lewe. Die prentjies wat jy vir die wêreld wys, so Saggeus. En ek gaan nou 'n paar goed opnoem, want hier's 'n paar moderne goed wat ek dink ek en jy doen om insecurities weg te steek. En ek wil die woordjie gebruik, die eerste punt van my preek is die woordjie, dis 'n lelike anglisisme, maar daar is nie 'n beter woord nie, is die woordjie defleksie. Dit beteken, ons bou goed in ons lewe om goed te deflekteer, om goed van ons af weg te wys, om aandag van sekere areas van ons lewe af weg te wys. Okay? En dit lyk soos die volgende. Ek dink baie mense sukkel met perfeksionisme. Jy wil in beheer wees. Jy wil altyd seker maak alles is perfek en alles belyn en die patroontjie moet reg wees want jy wil in beheer wees. Hier lag 'n paar mense nou. Mense wat uiterste beheer oor alles wil hê. Hoekom? Omdat jy diep binne, iewers in jou lewe het jy onbeheerd gevoel. En jy bou goed in jou lewe in, om nooit weer daai gevoel te hê nie. Om nooit weer buite beheer te voel nie. As alles perfek lyk, sal niemand sien hoe ek regtig voel nie. Jy sien as wanneer ons by mense se huise instap. Party mense, hoorie, ek dink ons huis is baie keer so. Alles perfek. Yes, afgestof en dit lyk pragtig. En ek dink ons probeer innerlik 'n prentjie kommunikeer van iets wat ons nie noodwendig altyd is nie. Gadiel, ek en jy doen dit. Hoekom? Skus, ons het nou gou 'n huwelik ding wat ons moet uitsorteer nie. Mense stap op ons huis en dit is so mooi en kyk alles so uit. As ek kan sien is 'n argitek wat hier bly.
Meanwhile, 2 ure voor hulle gekom het, was dit, yes, maak alles, en skuif goed, en steek weg, en berre daai, en wat het met ons gebeur, Gadiel? Jene, preek vir myself, ons probeer iets deflecteer, wegwys van onsself. En vir ander mense is dit om te oorpresteer, amper 'n werksverslawing. Ek werk eerder harder, ek maak seker alles by die werk is uitgesorteer, want dan hoef ek nie dit deel met al die chaos wat by die huis is nie. It's a real thing. Ek spandeer energie eerder op goed, sodat ek nie die chaos hoef uit te sorteer in die res van my lewe nie. Vir ander mense is dit woede en aggressie. Ek het gevoel ek moet hierdie aanspreek vandag. Mense wat net vir enige iets hulle hier meer verloor. Vir enigiets. Sommige kwaad oor enigiets. Ek weet hier's 'n paar manne wat hier so sit wat met sulke paas groot geword het. Wat praat sommer vir enigiets, gegil en skree en kom hier en is jy useless en wat gaan met jou aan en eerlikheid, wat is jy kan net beter wees in. Want aggressie is 'n manier om eintlik iets anders weg te steek, 'n massiewe onsekerheid in jou lewe. Nou hanteer jy dit uit woede uit. Jy blaas dit uit proporsie uit en almal moet tog net bang vir jou wees en almal moet nog net hulle voetwerk moet tog net versigtig wees rondom jou want jy's nou kwaad. Jy het nou woede. En kan ek net sê, ek wil hierdie hardop sê, is dis die hoogste vorm van manipulasie. Pa's nou weer kwaad vandag. Pa het nou weer sy meer voel. Ons moet net rustig stap in hierdie huis. Ek weet dis 'n paar mense wat so groot geword het en skuldig is van hierdie ding. Want jy is eintlik besig om iets te probeer wegsteek in jou lewe. Jy probeer eintlik jou seer en jou weerloosheid wegsteek. Ek smal daai woord, die weerloosheid. 'n Ander een wat ouens doen, en ek is nogal skuldig van hierdie ene ook, is aanhoudende grappigheid of selfspot, humor. Ouens gebruik humor om aandag van sekere areas in hulle lewe weg te wys. Toe ek die Heilige Gees my wys, toe besef ek doen dit. Selfspot, het jy al mense beleef wat so is? Maak grappies oor hulle self. Ek het 'n insecurity oor my ore. Okay? Moenie Okay, ek gaan aan na die volgende punt. Okay. Maar om daarmee te deel, om mee te cope, maak ek grap daaroor en hoor jy luister hier so en grappe oor dat ek so 10 kilos oorgewig is en grappe daaroor dat ek so bietjie aandag afleibaar is en so bietjie ek is so insecurity oor ek dink altyd ek so bietjie dom. Ek is agter die ander mense. Dan maak ek grappe daaroor. Skus, julle maar ek besef as 'n dieper seer. Jy ken ook sulke mense wat grappe maak, hulle humor gebruik om aandag van ander goed. Maak dit sin wat ek vir julle sê? Presies wat Saggeus doen. Hy het sy geld gebruik, sy status gebruik om sy tekortkominge weg te steek. Hierdie is ook 'n belangrike een, isolasie en onafhanklikheid. Mense wat met hierdie ding leef. Ek lag altyd as mense hierdie ding vir my sê. Jy weet, ek gee mos nie om wat mense van my dink nie. Ek gee mos nie om nie. Ek gee om wat mense van my dink. Mense wat dit sê, gee die meeste om wat mense van hulle dink. Ek gee mos nie om wat mense van my dink nie. Aan die ene is materialisme, status, soos ek gesê het. Mense probeer hulle waarde te wys deur dit wat ek het. Kan nie die nuwe kar bekostig nie, kan nie die nuwe foon bekostig nie, kan nie hierdie ding doen nie, maar ek moet vir die wêreld wys, dit gaan goed. Ek het dit. En dan die ander een wat belangrik is, ek noem dit digitale defleksie, wat sê, en die jonger garde is baie skuldig aan hierdie ene is, en ek wil regtig die gesprek oopmaak vandag. Ons sit met sosiale media, en ons post sekere goed die hele tyd, van hoe perfek ons lewe is, en ek en my vrou het ophou om dit te doen. Partykeer moet ons die reël goed ook post, maar ons doen nie dit nie. En ek wil met jong dames gesels, wat maklik in hierdie lokval val. Ek is jou pastoor en ek het nodig met jou oor te praat. Daar's niks verkeerd oor jou skoonheid nie.
Dis 'n blessing dat die vir jou skoonheid gegee het. Jy's pragtig, jy is. Maar as jy aanvaarding soek om dit konstant vir die wêreld te adverteer, dan vra ek net, wat is die dieper wortel van dit? Wat probeer jy vir die wêreld wys? Waar tap jy waarde die hele tyd uit, omdat jy eintlik massiewe insecurity op 'n ander area het? Ek kry girls jammer wat baie keer meer gee op sosiale media wat nodig was om te gee. En die ding is, dis 'n sensitiewe topik hierdie, want ons leef in nuwe tye en alles. Ek wil dit duidelik maak, is, jy kan post net wat jy wil. Jy is vry om te post net wat jy wil. Die vraag is, wat is jy besig om, uit watse plek uit doen jy dit? Maak dit sin? Wat is jy besig om te deflekteer van jou lewe af? Wat is die spesifieke goed wat jy wil hê mense moet sien in jou lewe? So die eerste ding wat ek raak sien, wat Lukas vir ons wil kom uitwys, is, ons almal is skuldig aan hierdie ding. En ek wil jy met regtig tyd hierdie week vat met die Heilige Gees om te sê, wat is daai ding in my lewe? Wat probeer ek vir die wêreld wys, maar die wêreld sien in elk geval die teenkant? So kom ons paak daai gedagte, want ek wil nou met jou oor dit kuier, ek wil jy moet vrykom van dit af. Maar die tweede ding wat ek raak sien, wat Saggeus hierso doen, is die hele gedagte dat hy in die vyeboom gaan klim. Die wilde vyeboom. Nou het ek bietjie gaan oplees oor hierdie wilde vyeboom ding, en daar's baie slim teoloë, wat ek dink slimmer is as wat hulle dink hulle is. Nou sê hulle, nee, oor die vyeboom was 'n simbool van nederigheid. Geen ryke man het ooit in 'n boom geklim nie. So Saggeus moes nou nederig wees wanneer hy in die boom geklim het. Ek dink is nonsens. Hoekom het Saggeus in daai boom geklim? Het jy gesien hoe lyk 'n wilde vyeboom? Dis 'n massiewe boom met lekker breë takke, so jy kan maklik daar opklim en maklik weggesteek wees van dit wat besig is om verby te kom. Ek dink bloot Saggeus het net gaan wegkruip. Hy het gehoor, hier kom hierdie rabbi, hy het gehoor, hier kom hierdie geneesheer, hy het gehoor, hier kom hierdie persoon, maar hy het homself, hoor mooi, outomaties gediskwalifiseer met verhouding met Jesus, omdat hy geweet het, daar seker goed in sy lewe. Ek wil hierdie punt baie hard slaan vandag. Hoeveel keer in ons lewe diskwalifiseer ons onsself outomaties, omdat ons 'n valse perspektief oor onsself het? Ek gaan dieper gaan. Hoeveel keer het jy goed in jou lewe uitgemis, omdat jy met 'n gedagte geleef het van, nee, ek's nie waardig om in daai situasie te wees nie. Ek's nie waardig om dit of die of daai te beleef nie. Dis daai mense wat heeldag bid, en daai ouens wat heeldag Bybel lees, en die ouens wat hierdie woordjie groot Christene. Het jy gehoor van daai woordjie groot Christen? Ek weet nog nie tot vandag nie wat 'n groot en 'n klein Christen is nie. Ek dink is die mees godsdienstige term wat daar is. Groot Christen. Hoor wat ek vir jou probeer sê. Dis die groot Christene wat Jesus mee wil tyd spandeer, hoor. So, wat doen Saggeus? Hy diskwalifiseer homself outomaties, hy gaan kruip weg. Hy wil nog steeds sien wat gebeur, maar Jesus het nie nodig om naby hom te kom nie. Jesus het nie nodig om te sien wat in sy lewe aangaan nie. Hy wil tog nog maar net sien. Nee, dis vir daai ouens, dis nie vir my nie. Hoeveel keer gebeur dit in jou lewe dat jy 'n valse perspektief oor jouself het? Dat jy nie eers die poging aanwend om deel te neem in dit wat Jesus vir jou het nie, omdat jy alreeds klaar besluit het, jou identiteit is flawed. Jy kan gered wees en nog steeds dit doen. Jy kan 'n geredde persoon wees, nuut in Christus, gedoop, praat in tale, maar jouself outomaties diskwalifiseer van dit wat die Here vir jou het, omdat jy nog steeds alleen glo oor jou identiteit. Maak dit sin? Dis wat Saggeus gedoen het. Ek meen, hy kon net sy geld gebruik het en gesê het, ouens, luister hierso, ek betaal julle, kry 'n paar bodyguards, staan stil, ek wil Jesus ontmoet.
Hy kon dit net gedoen het, maar hy het gaan wegkruip. Hy het homself gediskwalifiseer. Ek wil met iemand se hart praat vandag. Jy leef al so lank met hierdie leuen. Ek is nie werd om in Jesus se teenwoordigheid te wees nie. Ek het te veel droog gemaak. Dis vir daai ouens, dis nie vir my nie. En ek wil nie met sien wat gebeur in hierdie situasie. Jesus kom aangestap en dit lyk vir ons uit die teks, dit is 'n gewemel en dit is klomp mense rondom hom en hy moet klomp mense genees en dit is chaos. En Jesus kom by daai wilde vyeboom aan en hy stop. Stel jouself voor en hy kyk op. Hy het nog nooit hierdie persoon in sy lewe gesien nie, maar hy roep hom op die naam. Saggeus, ek wil vandag by jou kom tuis maak. Daar gebeur iets wanneer Jesus jou op jou naam roep. Daar gebeur iets in jou gees. Want Jesus kom roep nie net 'n naam nie. Hy kom roep 'n storie. Hy kom roep 'n potensiaal. Hy kom roep 'n waarheid oor daai persoon uit. En dan gebeur daar iets wat vir my ongelooflik is dat Saggeus onmiddellik besluit om af te klim en Jesus in te nooi in sy huis in. En dan is daar hierdie transformasie wat gebeur. Nou, ons weet nie wat in daai huis gebeur het nie. Ons weet nie wat tydens daai ete gebeur het nie. Al wat ons weet is dat na daai ete het Saggeus opgespring en hy het begin om te sê, Here, ek gaan die helfte van my goed aan die armes gee, en waar ek iemand iets afgepers het, gaan ek 4-dubbel teruggee. Ek wil hê jy moet hierdie raak sien, die teenstelling. Juist die ding wat hy gebruik het om vernietiging te saai in mense se lewe, juist die ding wat hy soveel oorwinning oor in het, juist die ding wat hy weet hy in goed is, kom draai die Here 180 grade om. En hy gebruik juist daai ding om 'n seën vir daai gemeenskap te wees. Hoor jy wat ek probeer sê? Die ding wat Saggeus die seerste mee gemaak het, kom draai die Here om en dit word die grootste seën. Ek wil net met hierdie raak sien. Daar gebeur iets wanneer Jesus jou op jou naam roep. Lukas sê dat redding gebeur. Dit beteken Saggeus het tot geloof gekom, hy's gered. Maar hy het nie net sy siel kom red nie, hy het sy potensiaal kom red. Jesus red nie net siele nie, hy red potensiaal. Nou wil ek by jou stil staan en sê, man, tussen almal wat hier voor my sit, is daar massiewe, radikale potensiaal. Maar deur jou lewe het daar trauma gebeur, seer gebeur, leuns gebeur, goed wat jy gedoen het, wat die vyand so goed reg gekry het om jou potensiaal ten volle te kom steel. En dis wat ek vandag wil laat kom regkry. Kom regruk. Is dat vandag wil die Here weer potensiaal kom aktiveer. Jou potensiaal. Deur een ding te doen. Deur in jou lewe te kom woning maak en in jou plek wat jy wegsteek, daar wil hy saam met jou kom eet. Daar wil hy kom funksioneer. Daar wil hy kom sê, ek roep jou op jou naam. Jou naam beteken iets. Ek weet jou ouers het dalk vir jou 'n naam gegee, hou dalk nie eens van 'n naam nie. Maar voor die grondlegging van die aarde, sê Efesiërs,
het die Here jou al op jou naam geroep, het hy seker gemaak, jou naam wat jou naam is, moet jou naam wees, jy glo dit dalk nie. Maar daar's 'n storie in jou naam, daar's 'n glorie in jou naam, daar's 'n seëning in jou naam, daar's potensiaal in jou naam, en wanneer Jesus daai naam roep, Dion, Johan, Erich, Alfons, dan roep hy jou volle potensiaal uit. Wat sê ek vir jou vandag? Ek sê vir jou vandag, dat jy 2 keuses, jy kan aanhou leef om te probeer deflekteer in jou lewe, jy kan aanhou probeer jouself outomaties diskwalifiseer van dit wat die Here vir jou het, of jy kan luister na die roepstem van Jesus, wat sê, Gadiel, Grazaan, Karelei. Jy sien, wanneer hy daai naam hoor, is daar iets wat in sy gees gebeur. En sy grootste tekortkoming verander in die grootste seën in. Wat is dit in jou lewe? Jy weet, ek het al pastore gesien, uitstekende kommunikeerders, massiewe manipuleerders. Ek het al gesien in my lewe. En ek dink net, Here, as U vir 'n oomblik in daai area kan kom funksioneer en die waarheid oor hom of haar uitspreek, kan daai pastoor, daai leier, Suid-Afrika kom lei. Wat is dit in jou lewe? As hy vir 'n oomblik kom en daai ding kom aanspreek, kan hy van die hoogste manipuleerder die grootste leier maak. Die persoon wat perfeksionisties optree, kan hy kom om mense te help strategies. Dit was die mooiste ding wat ek al gesien het, hierdie manne wat so vol woede en aggressie is, hierdie ouwe wat heeltyd skree en moan en as die Here hulle kom omdraai. Leon, ek weet nie wat my pa gebeur het nie, hy het die Here ontmoet. Hy is so sag, hy is so liefdevol. My pa raai kant aan hom. My ma het daai kant aan haar. My broer of my suster het, jy kan nie glo wat die Here in hulle lewe kom doen nie. Hier sit 'n paar van julle vandag wat dit al beleef het. Toe die Here iemand se naam geroep het en hulle omgeswaai het, want jy's gemaak vir meer. Jy het jouself tot op hierdie oomblik gelimit, omdat jy 'n leuen glo oor jouself. Kan ek jou vorentoe roep? En ek bid dat hierdie klavier nou sal reg werk in die naam van Jesus Christus. Ek wil 'n paar mense bedien vandag. Dit is 'n eenvoudige storie hierdie, maar dit kom raak so diep. Jesus sien deur ons maskers. Hy sien reg deur ons insecurities. Hy sien reg deur ons behoeftes. En wanneer hy jou naam roep, dan kom roep hy die waarheid oor jou. Dis die beste wat ek kan bespreek, of sê, Heilige Gees, ek vertrou U nou so dat U geestelik mense op die naam kom roep. Because they were made for more. Hulle is gemaak vir meer. Erich, Postumus, ek kyk al heeltyd vir jou, die Here wys net, so skyn net so lig op jou. En asof die Here so sien, sê dankie vir al die harde klippe wat jy in jou gesin gekou het. Al hierdie jare, die sacrifice, die opofferings, die onsekerheid. Nie weet waar kom ons volgende meal vandaan nie, gaan ek hierdie en daai en kan dit bekostig, maar die duisende kinders wat jy aangeraak het, jy in jou gesin, en ek wil julle kom ander vandag. En wat daai saad gesaai is, dan roep hy Erich in sy gesin en sê, dit het nou eers begin. Julle gaan in die volgende seisoen, hier is profeties, begin saad, wat ontkiem het, wat begin vrug dra. Jy gaan totaal anders funksioneer as wat jy tot nou toe gefunksioneer het. Die Here gaan mense rondom jou sit, Erich, spanne rondom jou sit, wat jou oprig vir jou en jou gesin, om te doen waarvoor jy geroep het om te doen.
Ek spreek dit oor jou naam uit wanneer ek sê, Erich. Erich. Daar's nog massiewe bediening wat moet gebeur. Staan Michelle hierso. Staan Michelle vandag. Oor die naam Michelle. Staan Michelle. OK, miskien is dit aanlyn. Michelle. Ek sien jy is swanger. Dit is 'n geestelike swanger, is nie 'n fisiese swanger nie. En tot nou toe was dit chaos, narheid. En ek wil vir jou sê, Michelle, dat die Here in die volgende tyd, dat die geboortepyne gaan begin gebeur, maar het gaan nie vir jou seer wees nie. Die Here gaan 'n stuk geskenk vir jou gee, wat jy so mooi moet koester, wat 'n impak in hierdie wêreld gaan hê. Here, ek moet spreek profeties uit dat U Michelle nou aanraak, aanlyn, as dit sy is, miskien is iemand hier wat nie hulle hand wil opsteek nie. Here, dat U daai persoon kom in 'n geloofsposisie sit, dat die Here het my en is by my. Wanneer ons Michelle uitspreek, dan spreek daar 'n storie uit. Dankie Here daarvoor. Dankie vir voorsiening en genesing in haar lewe. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Ek wil 'n lied vir jou sing, wat ek die afgelope week geluister het, en ek wil hierdie vir jou roep. Ek het nodig om vir iemand hierdie te sê. Hoor gou mooi. Vir iemand is daar 'n naam geroep, 'n storie geskryf, maar ek het nodig om hierdie vir jou te sê. Moenie terugkyk nie. Moenie teruggaan nie. Hier herinner my aan die storie van mense wat voor hulle in Egipte instap. Is daar party wat nie die Here vertrou het dat daar 'n beloofde land sal wees nie, en hulle teruggekyk en party wou terug Egipte toe gegaan het, want daar het ons ten minste kos gehad, en daar het ons ten minste die en daai gehad. Ek het nodig om vir jou sê, moenie terugkyk nie. As jy terugkyk, gaan jy mis wat die Here in jou lewe wil kom bewerkstellig. Amen. Is iemand wat die Here oor praat om gedoop te word. Jy weet nog nie, jy moet reg voel, al die sterre moet omtrent in belyning kom, daar moet 'n lig uit die wolke uitkom wat sê, doop jouself. Dit gaan nie gebeur nie. Die punt is, wanneer jy op daai punt kom om te sê, Here, ek kies U. Dankie dat U my gekies het. Dankie dat U my op die naam geroep het. Dankie dat toe ek tot geloof gekom het my gees lewendig geword. Dan is die eerste stap om te sê, ek laat myself doop as 'n bewys dat ek nou 'n kind van God is. Moenie terugkyk nie. Jou ou lewe is verby. Jesus sien nie meer jou verlede nie. Wanneer hy Saggeus roep, dan roep hy die toekomstige Saggeus. Wanneer hy jou naam roep, dan roep hy die toekoms in jou lewe in. Amen. Moenie terugkyk nie. Kyk na sy storie, sy uitspraak oor dit wat hy vir jou het in hierdie tyd. Jou storie is in elk geval sy storie. Die blessing binne in jou, dit wat uit jou uitkom, die krag wat uit jou uitkom, is in elk geval sy storie. So kan ek hierdie lied vir jou sing, om vir jou net te kom vasmaak. As jy weet wie hy is, dan weet jy wie jy is. En wil jy vir 'n oomblik braaf genoeg wees om oor jouself uit te spreek dit wat Jesus oor jou uitspreek? Seun, dogter, geseënd, gesond, gestuur, gered. Wat spreek Jesus oor jou uit? Terwyl ons hierdie lied sing, jy kan gerus saam met my staan. As jy my nog nie ken nie, my naam is Leon. Aangename kennis. En daar's 'n storie oor my lewe, en daar's 'n storie oor jou lewe. En ek bid dat die Heilige Gees elke oggend as jy hierdie week wakker word, dat jy jou naam sal hoor. En ophou jouself outomaties diskwalifiseer en begin hoor wat Jesus oor jou te sê het. Amen. Want as jy dit begin hoor, is daar potensiaal wat losbreek uit jou lewe uit, wat niemand gaan stop nie. Ek sien so uit vir die stories wat hier uitspeel. Ek wil jou herinner,
Ons het 'n doop-inligtingssessie en ons doop mense op Opstandingssondag die 20ste April. Ek kan nie vir jou sê hoe opgewonde ek daaroor is nie. Daar is net iets anders om op Opstandingssondag saam met Jesus uit die dood uit op te staan. Amen. So, ek wil graag 'n pad saam met jou stap, dat jy die volle implikasie verstaan van wat dit beteken om gedoop te wees. En daarom die 10de April, 10de April, 6:30 die aand, het ons hierso in die kapel, het ons 'n doop-inligtingssessie. Ek gaan oor 'n paar goed met jou praat, oor wat beteken dit om uit die dood uit opgestaan te wees saam met Jesus. En as jy vrae daaroor het, jy is nog nie seker of jy wil doop nie, kom woon dit net by, om te kom verstaan wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Amen. Het gaan 'n lieflike tyd wees. Ons sien jou 10 April en dan boek 18 en 20 April uit Paasnaweek. Ons beleef as 'n groot geestelike oomblik vir Kaleia ook, waar ons mense wil bedien en hulle oprig om hulle gered, gesond en gestuur te kry. Het ek al vir julle gesê ek is lief vir julle? Kan ek vandag vir jou sê, ek is so lief vir jou. En ek bedoel dit, regtig. Mag jy 'n ongelooflike week hê en beleef oor wat Jesus oor jou te sê het. Ons het nie volgende week kerk nie, ons het eers weer die Paasnaweek kerk, en dan sal ons die nuwe rooster, wat noem dit rooster of tye uitspreek, oor waar ons dan by mekaar kom. Ek wil jou herinner dat as jy wil gee en saai in Kaleia in, ons het al die inligting is daar so by Janrey by die infotoonbank. Dankie vir dit wat jy getrou en gehoorsaam gee, sodat die Here hierdie bediening, en dit wil vir die Here hierdie naam, Kaleia, hy het Kaleia op 'n naam geroep, dat die impak daarso kan hê. Goed gaan, veilig ry, gaan drink die lekkerste koffie daar agter, vir almal aanlyn. Ons sien julle hoor volgende keer. Jy klap my hande, is reg?